Maar baie dankie dat julle elkeen hier so is. Ek is baie opgewonde vir hierdie week. En ek glo jy is ook. So waar ons gaan weer praat, net voor ons aan praat oor die vrug van die Gees, dan gepraat, wie is die Heilige Gees? So die van julle wat geweet, dis die drie-enige God, soos Vader, Seun en Heilige Gees. Hy kan nie geskei word nie, hy kan nie weggevat word nie, hy is deel van die drie-enige God. So Johannes 14 gaan net op die bord wys nie, so met mooi luister. Johannes 14 vers 16 en 17 sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorskap stuur om vir altyd by julle te wees, die Gees van die waarheid. Wie is die Gees van waarheid? Dis die Heilige Gees. Nou, kom ons gou 'n bietjie terug. Wie is die Heilige Gees? Hy is God. Goed. Dieselfde Gees wat in Jesus is in my, is in ons. Dis dieselfde Gees. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgerig het, is in ons. Dieselfde Gees wat die disippels die krag gegee het om mense gesond te maak, om vir mense te bid, te profeteer en al daai goed, is binne in ons. Glo jy dit vanaand? En as jy hier sit vanaand, ek bid dat jy dit glo, want dit is wat ons glo in hierdie kerk. Ons glo dat daai Gees in ons is. Dat ons soos Jesus aangeneem het, is hy in ons. So die Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Dis nie net 'n die wat nou miskien in die flieks dis nie the force nie. Dis letterlik 'n persoon. Hy's 'n fisiese persoon. Ons sien hom nie, maar hy is 'n persoon. Hy voel en hy voel reaksies, hy kan voel hoe jy voel. Hy kan treur, hy kan gelukkig wees saam met jou. Die Heilige Gees is een met Jesus. Hy is een met God. En hy gee vir jou die krag, vir jou en vir my die krag, om Jesus uit te leef in hierdie wêreld. Hy is die trooster. Wie is ook 'n trooster partykeer? Dis die Heilige Gees, hy is met ons, hy is met jou. Hy is 'n trooster. Hy is 'n raadgewer. As jy ooit raad soek, is die Heilige Gees die perfekte persoon om die raad voor te gaan vra. En ek sê hierdie met baie liefde. Ons kan baie keer mense se opinies kry. Maar God, die Heilige Gees kan ons die perfekte raad gee. Amen. Hy is ons helper. Ek weet nie van julle nie, maar ek word help elke dag. Amen. Word jy help? Word jy hulp elke dag? I need help every day. I can't do this on my own. If I do this on my own, I make a mess. Die Griekse woord wat hulle praat van die Heilige Gees, parakletos. En weet 'n mooi woord is parakletos vir ons. Parakletos beteken helper. Of hy is die voorspraak. Parakletos is iemand wat langs jou is. Hy's langs jou in die groep. Die Heilige Gees is nie net van 'n persoon wat buite rondom is nie. Hy's langs ons, hy's in ons, hy's deur ons, hy's vir ons, hy's met ons. Dis wat die Heilige Gees is. Dis wat die Heilige Gees is. En dis die Gees wat jou lei deur hierdie wêreld. Deur hierdie donker wêreld wat baie keer gaan. Is die Heilige Gees daar om ons te help in elke tree wat ons moet neem. Hy is 'n advokaat. Ek weet nie van julle was hulle ooit in 'n hof gewees. Het jy al 'n advokaat gesien? Maar die Heilige Gees veg vir ons. Hy is ons advokaat. Hy is met ons. Hy is vir ons. Jy het nou gesê, hy is vir ons. Hy is nie teen ons nie. Hy is nie teen jou nie, my maat. Hy is vir jou en hy wil jou help. Soos ons nou gesê het, hy is helper, hy is trooster, raadgewer, leermeester. Ek dink ek kan hierdie sê. Die Heilige Gees is die beste persoon om vir jou te leer oor God. Hy is die beste persoon om vir jou te leer oor jou huwelik. Hy is die beste persoon om vir jou te leer hoe om hierdie lewe deur te gaan. Jy kort nie 'n graad nie, jy kort nie die 4 jaar van swat nie. Jy kort die Heilige Gees om jou te help. Hy is die een wat ons leer. En ek sê hierdie met baie respek aan oom Willie. Hy het die Gees van God gehad. Of hy het nog steeds die Gees van God, nie so sê. Die Gees het hom alles geleer wat hy vandag vir ons al geleer het. En dit is wat ons nodig het vandag.
Ons kort nie papier en goed agter ons naam. Ons kort die Heilige Gees. Amen. So wat beteken dit vir ons vandag? Die Parakletos, wat beteken dit vir ons vandag? Die Heilige Gees is nie net 'n afgeleë woord nie of teenwoordigheid nie. Hy is 'n fisiese persoonlike teenwoordigheid. Hy is met jou, my vriend. Daai gevoel wat jy baie keer kry as jy iets verkeerd doen, dis die Gees wat met jou praat. Daai gevoel wat jy kry voor jy oor 'n pad wil stap en jy sê vir jou stop, dis die Heilige Gees wat met jou praat. Dan is die eerste keer ry af kar verby. Die wêreld noem dit 'n sixth sense, né? Ek sou vind om te sê, dit is ons Heilige Gees wat ons lei. Amen. Jy is nooit alleen nie. Hy is ons trooster, hy is ons leidsman, hy is by jou. Jy is nooit alleen nie. En ek sê hierdie want ek weet my vrou sal nie omgee nie. Toe ek en sy net begin uitgaan het sy baie keer gesê, maar sy voel so alleen, sy is alleen. Ek sê nee, jy is nie alleen. Die Heilige Gees is met jou altyd. Al voel jy alleen, is jy nie alleen nie. Nie dat die vyand in jou kop indruk dat daar niemand is vir jou nie. Die Heilige Gees is daar vir jou, my vriend. Hy is daar vir jou, hy is nader aan jou as 'n broer. So nie toelaat dat die vyand leens druk en sê jy is alleen nie. So die Heilige Gees is ook help ons om die vrug van die Gees, as ons 'n bietjie gaan praat vir vanaand, die vrug van die Gees toe te pas in ons daaglikse lewe. So Galasiërs 5 vers 22 tot 23, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. As ek gou kyk na die vrug van die Gees en die karakter van dit, wie se karakter is hierdie? Jesus se karakter. So hulle noem die vrug van die Gees wat Jesus is, wat Jesus se karakters is en wat ons moet kry. Amen. Wie van jou ons kort 'n bietjie meer liefde? Meer vreugde? 'n bietjie meer vrede? Ons almal kort geduld. Ek hoef nie meer debat op te steek daar nie, ek weet sommer klaar. Vriendelikheid, ons kort 'n bietjie meer vriendelikheid, né? Vriendelik op mekaar, dis goedhartigheid om goed te wees vir ons medemens. Hou ons so op Jana. Getrouheid, ons moet getrou wees, nederigheid en selfbeheersing. Ons kort 'n bietjie selfbeheersing baie keer, né? So dis die karakters van Christus. In Matteus 7 praat dit van die boom wat jy gaan die boom herken deur die vrug wat hy dra. Dit is Matteus 7. Dit is onseker. Maar saam met Matteus, dat die boom jy gaan hom herken deur die vrug wat hy dra. En ons as Christene, ek dink ons vrug is 'n bietjie nie daar nie. Ons moet die vrug van die Gees wees, nee. As jy 'n lemoen druk, wat moet jy uitkom? Wat moet uitkom? 'n Lemoen. Daar moenie ewe skielik 'n narkie of nie 'n narkie is dit naby 'n lemoen. 'n kiwi wat ewe skielik daar sap moet uitkom nie. Dis verkeerd. Nou hoekom in ons wêreld is dit so erg wanneer die druk kom op die Christene of die trials en die tribulations kom, alles behalwe Christus kom uit. Ons kort 'n bietjie meer vrug vir die Gees. Laat mense kan sien dat ons volgelinge van Jesus is. Jesus sê vir sy disippels, hulle sal jou erken deur die liefde wat jy het. So ons het liefde nodig vir mekaar. Liefde vir die mense buitekant, liefde vir die ander gelowige, liefde vir mense wat nie liefde kry nie. Amen. Amen. Dit is nie ons eie ons kan dit nie op ons eie doen nie. Moet net by sê, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Almal sê maar as goeie mense die lewe, ja, as goeie mense. Maar om regtig die vrug van die Gees te kry, kort ons die Heilige Gees. Amen. En hierdie Heilige Gees is ons Parakletos, die een wat saam met ons loop, in ons is. As jy Christus aanneem, né? Ek glo ons almal Christen hierso, as jy Christen hierso. As jy Christus aangeneem het, is die Heilige Gees in jou, korrek? En wat hy in jou is, probeer hy uit te kry.
So wat jy gaan probeer, wat in jou lewe gaan gebeur, jy gaan meer liefdevol wees. Jy gaan meer vreugde soek. Vrede soek met ander mense, geduld hê, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As jy die gees van God in jou het, kan jy dit doen. Ons kan lankmoedig wees. Ons kan geduld uitoefen. En ek weet, een van die grootste goed wat ons mee sukkel is geduld. Maar as 'n werk van die vlees, wat jy al die ding teenkant. En ons moet ons gees, of ons vlees moet onderdanig wees aan ons gees. Waar ons neem besluit, wie gaan ons voer? Wie gaan ons die sterk persoon, 'n sterk man maak? Sonde lei ons tot verdeeldheid en selfvernietiging. Die Gees lei ons tot lewe en lewe in oorvloed. Amen. Kom ons sê weer, sonde lei ons tot verdeeldheid. Het jy al verdeeldheid beleef? Ja. Sonde lei ons tot selfvernietiging. Het jy al jouself begin vernietig? Die wat 70x7 doen? Ja. Hallo? Ja. Vengeance vir jouself of vir ander mense? So in die Gees lei ons tot lewe van liefde en 'n lewe van oorvloed. Amen. 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 So ons gaan ek op 3 vanaand gou 'n bietjie fokus, en dis liefde is een van die eerstes, een van die belangrikste, want ons God is 'n God van liefde. Jy moet saam praat vanaand. Ek wil hê jy moet saam praat. Hier is wat ek moet praat. Dankie wie daar agterna geskree het. Liefde. So ons kort liefde. So nou dat gesê het, hulle sal ons herken deur ons liefde verander. So liefde is onselfsugtig. Wat beteken dit? Liefde fokus nie op myself nie. Liefde is diensbaar. Liefde gee homself, hoor. Liefde kies om ander te eer, eerder as myself. Dis wat liefde is, 'n sacrificial love. Dis nie net 'n gevoel nie. Dis nie wat die movies vir ons wys, of die series vir ons wys, of die wêreld vir ons probeer portray wat liefde is nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n daad, 'n werkwoord. Ons moet lief hê. Ons moet kies om lief te hê. En ons hart is daar heel hierdie stryd. Julle ken hierdie stryd, nê? Nee? Ek wil kwaad as 'n persoon oor liefde gee vir die persoon. Kwaad as 'n persoon oor liefde gee vir die persoon. Heeltyd hierdie ding, heeltyd, liefde, kwaad, liefde, kwaad. Is heeltyd wat ons moet doen. Ons het die keuse wat ons gaan doen. 1 Korintiërs 13 vers 2 sê, al het jy geloof wat berge versit, maar het nie liefde nie, is ek niks. Liefde is belangrik. Liefde vir mekaar is belangrik. Liefde vir ons medemens is so belangrik. Veral in 'n wêreld wat so verdeeld is, kort ons liefde vir mekaar. En is agape liefde. Dis 'n selfopofferinge liefde. En dit is 'n diensbare liefde. Die tweede een ons gaan kyk is vreugde, joy. Ek dink ons kort met meer joy. Hier is 'n bietjie min joy in hierdie kerk. Ons kan 'n bietjie meer joyful wees. Die lewe is, ek weet die lewe is erg partykeer. Maar ons is in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid. En hy is met ons en vir ons. Hy is nie teen ons nie. So kom ons wys 'n bietjie lief, joyfulness, vreugde in ons gesigte ook. Amen. Amen. Das sê. So, lekker saam praat. So meer as net as 'n innerlike blydskap. Dis nie afhanklik van ons buiteomstandighede nie. Dit is die rus dat ons weet dat God teenwoordig is. En dit is wat ons die vreugde gee om te kan jubel en juig voor God. Al lyk dit hoe sleg buitekant, al het jy 'n erg dag by die werk gehad, 'n erg dag by die skool gehad, wanneer ons in die Here, in die teenwoordigheid van die Here is, het ons vreugde, want dit is een van die vrug van die Gees. En as jy kort vreugde vanaand, liefie,
bid 'n bietjie vir die Here dat hy vir jou vreugde gee. Maar ons gaan 'n bietjie bid nou vir mekaar vir dit. En die derde wat ek wil kyk vanaand is van selfbeheersing. Ons kort 'n bietjie meer selfbeheersing in hierdie wêreld, né? Selfbeheersing beteken van ons kies om nie die slegte ding te doen nie. Ons kies om nie kwaad te word nie. Ek dink selfbeheersing het baie te doen ook met die vrug van die Gees. Ek kies om lief te wees. Ek kies om vrede te hê. Ek kies om vreugdevol te wees. Dis die Gees wat ons leer om nee te sê vir sonde en ja te sê vir God. Amen. Amen. So sê jy ja vir God. Okay. Kom ons probeer hierdie weer. Wil jy ja sê vir God? Ja. As hy. Nou kom ons roep die Gees van selfbeheersing of die vrug van die Gees in ons harte vanaand en laat God ons lei in dit. So hoe groei ons hierdie vrug? Hoe groei ons die vrug van die Gees? Dink net gou vir jouself, ons nou gepraat van die vrug van die Gees, die verskillende vrugte of vrug van die Gees. Ek sê hulle gou weer, kry vir jou ene. Dadelik die Gees sal vir jou sê. Wat so mooi is, Nina het dit so mooi gesê, sy hier so was. Sy sê ek gaan so deur die woorde gaan en as jou Gees so 'n speed bump vat, soos van okay, dis vir my. Okay, is julle met my? Gaan julle doen? Okay, goed. So luister mooi. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek gaan in Engels sê love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Het die ene? Het almal ene? Ja. Colin, het jy ene agter? Okay, goed. Jacques, het jy ene agter? Okay, goed. Spike, het jy ene? Okay, goed. So het almal ene. Goed. So hoe gaan jy dit toepas? Hoe gaan ons hierdie vrug groei in ons lewens? Wel, Johannes 15 vers 5 sê vir ons, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Amen. Hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, wat sonder my kan jy niks doen nie. Amen. Amen. So jy het daai vrug, ons gaan 'n bietjie op toepas. So die eerste ding gaan doen is van bly in Jesus. Wat beteken dit? Spandeer tyd met hom in gebed en in sy woord. Ek hoop en ek bid dat jy 'n stilte tyd het. Dat jy met God kan praat. Al is dit in die aand, al is dit in die oggend, maar jy 'n stilte tyd het, of in die dag, in die middag, weet nie as mense miskien die dag is, maar jy met God kan praat en dat hy jou kan help om hierdie vrug te laat, ek wil sê blom. Want dan moet eers 'n blom wees vir haar vrug moet wees, korrek? Ja. Sodat dit in jou hart kan begin blom wat hy vir jou bewys. Leef elke dag in 'n verhouding met hom. Ek weet nie van jou nie, maar ek praat gereeld met God. Ek kan nie baie keer lang gebede bid nie, maar ek kan nie lank gaan sonder om nie te bid nie. Ek praat nog konstant oor gevoelens, oor situasies, oor goed wat ek moet hanteer en ook om hierdie vrug te kry, moet jy konstant met hom praat. Die tweede een is van luister na die Gees. Die Gees herinner jou aan Jesus se woorde. Het jy al ooit in 'n situasie gekom en waar die Gees ewe skielik net vir jou, jy kry hierdie woord van God in jou hart? Ja. Is daar mense wat dit ook al gekry het al? Ja. Baie van julle, né? En dis die Gees wat met jou praat. Luister vir hom wat hy vir jou sê. Ons geleer in Jona, wat sê dit vir ons? Doen dit dadelik, doen dit nou, vandag, doen dit nou. Die Gees herinner jou aan hierdie woorde, hy wys vir jou sonde. Hy wys vir jou wat jy verkeerd doen. En hy wys vir jou hoe om te groei. Hy wys vir jou. Ons almal ken die verhaal van die saaier, né? Waar die saad gegooi word. En baie van die saad val in tussen onkruid. En hy kom mooi op, maar die onkruid gemaak hom dood. Of miskien is hy op klipbanke gegooi, kom vinnig op, maar hy word verpletter deur die son. Of miskien in die voetpaadjies en die voëls kom eet dit op.
Die Gees wys vir ons waar in ons lewens is daar so onkruid. Hy wys vir ons waar die klipbanke is. En hy wys vir ons waar die voetpaadjies is, wat ons moet versigtig voor wees. Die Gees wys vir ons, luister na hom. Hy is die een wat jou lei deur hierdie wêreld, en as jy vra, maar jy weet nie hoe om deur die lewe te gaan nie, luister na die Gees. Hy wys vir jou. En die derde een is van leef in gemeenskap met medegelowiges. Is een van die belangrikste, kosbaarste punte, is om in 'n gemeenskap te wees met gelowiges. Om in 'n kerk te wees, waar ons vir mekaar kan lief wees, waar ons vir mekaar baie keer kan kwaad wees, waar ons vir mekaar kan vrede teenoor mekaar, in vrede lewe, en ons baie keer het ons 'n bietjie risie, maar ons is 'n familie. Wat 'n familie het dit nie? Ja. Ons almal is deel van God se familie. Maar jy is spesifiek in hierdie familie in, sodat ons mekaar kan help om die vrug van die Gees te kry. So lewe in 'n plek waar jy kan groei. Jy kan nie alleen staan. Jy kan nie alleen groei. Ons het mekaar nodig. Ons het 'n kerk, 'n gemeenskap nodig. God gebruik ander gelowiges om met jou te praat. Wat sê in Spreuke vir ons, yster slyp? Yster. So jy het yster nodig om yster te slyp. Dis nog as So ek is yster, Jacques is yster, ons slyp mekaar. Ek is yster, Marie is yster, ons slyp mekaar. Ek is yster, my ouma is yster, ons slyp mekaar. Dis heeltyd hierdie ding van ons is besig om mekaar te vorm. Ons is besig om mekaar skerp te maak in die Gees. En ons moet ons ore oopmaak vir wat die Gees wil doen met ons. So vra jouself, wat 'n vrug? Jy het 'n vrug. Maar hoe moet ek in hierdie week dit verdieper? As dit miskien liefde is, gaan soek verse oor liefde. Laat God vir jou wys oor liefde. As dit miskien oor selfbeheersing is, laat hy vir jou wys wat van selfbeheersing. Paulus praat baie mooi oor selfbeheersing. Miskien is dit net van nederigheid. Gaan soek verse oor nederigheid. Gaan soek 'n vers van wat God in jou hart gesit het vanaand. Jy kan nie net hierdie ding los wat God vir jou gesê het vanaand. As jy dit los, wat is jy dan? Ongehoorsaam. En wat met Jona gebeur toe hy ongehoorsaam was? Hy het afgegaan. En af. En dit was in 'n maak van 'n vis gewees. So nie ongehoorsaam wees nie, ek wil nie jou in 'n vis gaan soek nie. Maar mag ons gehoorsaam wees aan God se woord. As hy vir jou iets gegee het, luister na hom, laat dit vir jou wys. Is ek oop vir die Heilige Gees om te werk? Is jy oop vanaand? Is jy oop dat die Heilige Gees in jou hart werk? Is jy oop dat hy jou gaan vorm? Partykeer gaan dit nie lekker wees nie. Wat gaan die moeite werd wees? So waar ons hierso is vanaand, maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Ek dink ons het 'n bietjie ons fokus partykeer verloor ons in die wêreld, in die week, waar die Heilige Gees net een kant toe gestoot word. Waar die Here net een kant toe gestoot word. Ons sien op 'n Sondag, ons sing mooi lekker saam. Maar kom ons kom op 'n plek waar ons daagliks opsoek. Daagliks in sy teenwoordigheid wees. So, ons is nog nie klaar nie. Nou kom die lekker deel, die praktiese deel. Wat toe maar is nie so erg. Of dit is erg. Ek weet nie, so maar sien. So, hierdie verskillende vrug wat jy nou gehad het, almal gaan opstaan nou. Almal gaan by 'n plek gaan waar ons die vrug van die Gees nou vir mekaar gaan bid.